Baie welkom by die getuienis. Ons is so opgewonde om vandag 'n getuienis met julle te deel. Ons wil graag vir Renay ook sê baie dankie dat jy hier is saam met ons en dat jy jou getuienis met die wêreld kan deel. En ons is so opgewonde om te hoor wat jy vandag vir ons te sê het. Baie dankie. Renay, vertel ons 'n bietjie van jou kaping waardeur jy gegaan het. Jonita, weet jy, ek het gery en gestop langs die pad, want ek moes vinnig my selfoon uithaal, en ek rep al 22 jaar. Ek het nog nooit gestop nie. En dit was die eerste keer, ek het nie net gestop nie, ek het baie mooi gekyk, was die karre naby nie, die brug waar ek gestop het, ek seker gemaak, was nie bosse naby nie. En ek het gestop, uitgeklim, en die oomblik toe ek terug is in my kar, toe ek staan hy langs my kar, met die geweer teen my ruit. En ek het toe besef, toe ek na hom kyk, dis nou hier. Hier is die oomblik wat jy sekerlik vrees in jou lewe, maar die oomblik wat dit begin gebeur het, was daar nie vrees by my nie. Geensins nie, die hele tyd, maar die oomblik wat dit begin het, was daar nie vrees nie. En hy het my deur opgeruk en ingespring in my kar en vir my gesê ek moet opskuif. En toe ek opskuif, toe besef ek, maar miskien kan ek uitspring aan die ander kant. En toe is die volgende een aan daai kant en hy spring toe daar by daai deur in. My passasierskant en sê vir my klim oor agtertoe. Ek het toe agtertoe geklim en plat op my mat tussen my twee sitplekke agter gaan lê. Tussen my voorsitplek en my agtersitplek. So op my knieë en toe ek lê, toe kom sit die man wat voor was, het oorgeklim en bo op my kom sit, bo op my rug. Renay, toe jy nou daaronder lê en hierdie man is hier bo op jou en jy moes nou in so 'n klein hoekie, met klein spasie inwurg, wat het jy aan gedink? Wat was jou wat het in jou gedagtes gegaan en het jy enige hoop op daai oomblik gehad? Weet jy, Janita, my enigste hoop op daardie stadium wat by my gekom het is, ek het nou niks en niemand by my nie. My enigste hoop is werklik net God. Ek het nou net vir Jesus om na toe te roep. Daar was geen uitweg nie, soos in geensins nie. En ek het net begin bid. Ek het eenvoudig net natuurlik begin bid en in tale begin bid. Want in my woorde kon ek nie op daai stadium bid nie. En deur in tale te gebid het, van daai oomblik af, en nie een oomblik opgehou het nie. Vir die volgende 3 ure wat die hele hijacking ordeal was, het ek letterlik nie een keer ophou bid nie. En dit was my redding. Jesus was regtig my redding om in daai tyd, kan ek amper sê, die Engelse woord te gebruik, sane te bly. En ons het gery van daar af. En die eerste vraag wat ek jou vra is, waar is jou trekker? En toe ek hom antwoord op daai stadium, was dit vir my nogal verbasend hoe baie kalm ongelooflik kalm my stem was toe ek hom antwoord en sê, I do not have a tracker. En toe hy vir my sê, hy gaan my doodmaak, hy gaan my verkrag, ek jok. En ek antwoord hom en ek sê vir hom, I'm a child of God. I will never lie to you. I promise you, I promise you, I promise you. En ek onthou ek het 3 keer dit gesê. I do not have a tracker. Want eerlikwaar op daai stadium het ek nie besef my kar het 'n tracker in nie. Nadat my man hom gekoop het 'n paar maande vroeër, het hy nie eens genoem van die tracker nie. Ek nie eens weet nie wat my redding daai dag was. Want ek het eerlikwaar nie geweet daarvan nie en ek kon in opregtheid om antwoord. Die volgende vraag wat hulle vir my gevra het is, wat is my daily limit? En ek moes daar dink op my voete en ek het toe vir hom gesê, ons werk met my man se besigheid se rekeninge en ek het geen geld in my bankrekening nie. Weet jy, hy het my nooit weer gevra daarvoor nie. Terwyl my beursie met al my kaarte reg langs hom gelê het. My foon was aan en ek het die hele tyd ook gehoor hoe my foon sê turn left and right, want my GPS was toe alreeds aan. En daai was vir my nogal, op daai stadium het besef, ek hoor die hele tyd die GPS. En net om ander stem te gehoor, dit was al klaar vir my, tot 'n mate ook 'n redding. Dan, die derde vraag wat my gevra het is, wat is in my kar? Wat het ek in my boot? Wat verkoop ek? En ons het 'n hele ruk daarna gestop, toe gaan die boot oop, en daar kom 'n klomp mans. Ek het 'n Pajero gery en die boot was oop, so
Ek het bly lê, die man het op my bly sit toe, die bestuurder het uitgeklim, en na 'n klomp mans gekom na die kar toe, en hulle toe alles verkoop wat ek vermoed, want my laptop uit my handsak, en my rekenaar, al my produkte wat in die kar was, en ook my ring gevat op daai stadium. Nou op daai stadium kan ek erken dat ek weer eens die genade van die Here besef het, op daai oomblik onmiddellik, want my trouring, wat 'n breëbandring is, het my begin ekseem gee op my vinger. So ek dra hom nou al vir baie lang ruk nie. En daai vorige Sondag, het my ons omtrent so 'n week vir die hijacking was op die 21 Oktober 2016. En die 14 Oktober toe ek verjaar het my man vir my so 'n pandjie gegee, sommer net 'n dressring. En die wonder van dit was, al het ek my trouring aangegaan, was dit op my daai oomblik nie die verlies wat jy gaan ly aan aardse goed nie. Maar die wonder van dit was, dat as ek my trouring aangegaan het, sou ek hom nie kon afval nie, want hy sit styf. En onmiddellik het ek besef hoe maklik ek hierdie ding kon afval. Dit was net vir my op daai stadium amper soos 'n wonderwerk. Ek kan hierdie ding afval sonder dat ek hulle nog verder moet aggressief maak. Na ons daar gestop het hulle ook begin om die kar met messe in die binnekant te begin sny. Hulle sny die binnekant van die matte om te kyk waar is die trekker. En toe hulle hom nie kry nie, het ons verder gery en weer gestop. En die tweede keer toe ons stop, toe kom daar weer 'n klomp mans en hulle is toe weer besig met die soektog na die trekker voor te sit, die oral oop te maak. Maar die man het bo op my bly sit, nog steeds die hele tyd. Daar het ons vir baie lang ruk gestaan. En terwyl ons daar gestaan het, al begin skemer raak en ek het gehoor hoe speel kindertjies om die kar. Die hele tyd. En ek het besef weer eens, net God is my redding. Ek kan nie eers nou redding kry nie. Maar ek was kalm, daar was geen vrees, nog steeds nie by my nie. En die hele tyd wat ek daar was, wat hierdie man bo op my gesit het, het ek net aanhou bid. Van daar af het ons op 'n stadium verder gery. Die man het met die ander man gekommunikeer en ek kon hoor dat hulle in 'n kommunikasie was en die een woord wat ek kon herken het, was Mudimu. En Mudimu beteken God. So die ou wat bo op my gesit het vir die drywer iets gesê daaroor. Wat dit was, sal ek nie weet nie. Maar ek besef hulle het God iewers herken in hierdie hele proses. Toe daar ry die tweede keer, toe sê hulle vir my, "Ma'am, we are going to drop you now." En ek kon dit nie glo nie, want wat gaan volgende gebeur? Jy lê die hele tyd daar en dan dink jy, maar hier's al die geleentheid, hulle gaan jou 10 en vandag verkrag of vermoor. En om die dood in die oë te staar op daai stadium, besef jy weer eens, Here, is dit my laaste dag op aarde is en ek's nou pad na U toe. Is U alwaar ek nog steeds in hierdie oomblikke kan vashou. En dit het vir my totale vrede die hele tyd bly gee. En ek was reg vir enigiets wat voor lê. Ek was letterlik reg. Dit was asof God vir my net 'n mindset gegee het van I'm with you, no matter what. En toe ons die tweede keer ry en hulle sê hulle gaan my nou, "Ma'am, we're going to drop you." En ons stop, dis dit al donker. En hulle sê vir my klim uit. Het ek uit die kar uit geklim, maar ek het geval want my bene was die hele tyd dood soos wat ek moes gesit het. En dit was nogal iets wat deur my gedagtes gegaan het van waarvan as ek nou skielik met hardloop? Hoe? Want my bene is dood. En op daai oomblik toe ek uit die kar uitval en my bene is dood en hulle skree op my en sê vir my, "Run, we're going to shoot you." En al diese gewere is op my gerig. Was dit definitief nie net ek wat opgestaan het nie, maar daar was iets wat my opgelig het en ek kon hardloop. En ek het weggehardloop met die gewere op my gerig en daar was 'n sloot waarna ek kon spring. En toe ek in hierdie sloot is, het ek nog steeds met kalmte beheer gehou en dit was ook net van bo af, want dit is iets wat jy nie in jou eie mag kan doen nie, geensins nie. En toe hulle wegry het ek besef dat in die rigting wat hulle ry met daar 'n pad wees. En ek het daai rigting begin stap. Op daai oomblik is daar baie goed wat deur jou gedagtes gaan, want jy's nou in jou tweede gevaar. En jy weet nie wat om te doen nie. Met een ding wat wel deur my gedagtes gaan, het ek moet net hier bly en wag tot dit lig word. En nie nog gevaar instap nie. Maar op die einde van die dag het ek besef my GPS was aan, my foon is in die kar. Hulle kan op pad wees na my gesin toe en ek moet my man en my kinders waarsku. En dat hulle 10 bekommerd is oor wat gebeur, waar is ek? En ek moet by 'n selfoon uitkom of 'n foon uitkom. En ek het begin stap en ek het reg oor die pad gestap en in die bosse begin stap.
want ek kan hier in die pad stap in die nag en nog iemand op jou oplaai wat jy nie weet nie. En die hele tyd wat ek gestap het ek op 'n stadium besef, maar nou moet ek na die pad se kant toe beweeg, die bosse is te reig. En op daai stadium, toe hoor ek duidelik, toe begin ek so effe te vrees. So effe van, nou moet ek in die pad gaan stap. En dis menslik. En op daai stadium hoor ek duidelik hoe sê die Here vir my, Renay, ek is jou lig en ek is jou weg. Vir wie sal jy vrees? Nou, eerste gedagte is, ek mens dink, ja, dis maar net iets wat jy gehoor het. Maar toe ek in die pad kom en ek afkyk, in daai polletjie van daai gras was daar nie een nie, maar honderde viervliegies. En Janita, weet jy, toe ek die viervliegies sien, toe besef ek, dis nie net iets wat ek gehoor het nie. Ek het die Here gehoor en hy is daar met my. Dit is vir my so fantasties in die skrif, in Psalm van Dawid, Psalm 27 vers 1, waar die Here in sy woord vir ons bemoedig om te sê, die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek verward wees? En in hierdie skrif, Renay, is dit vir my so duidelik, toe die Here vir jou die viervliegies gee, om vir jou daai skrif, wat in sy woord is, van Psalm 27 vers 1, regtig waar in jou lewe gemanifesteer het, dat hy net weer eens vir jou gesê het, jy is nie alleen nie, ek is jou lig, so die Here het jou nog glad nie verlaat nie. Absoluut, Janita, weet jy, daai bevestiging om aan te sluit by dit, het vir my deurgekom die volgende week, toe ek by die huis is en 'n vriendin bring vir my blomme, en 'n klein persentjie, toe sit 'n armbandjie, toe ek die armbandjie uithaal, en sy het van niks geweet nie, sy het net geweet daar was hijacking, en ek die armbandjie uithaal, toe sê die armbandjie, Psalm 27 vers 1, ek is jou lig en jou weg. En dit was my derde bevestiging, wat ek net regtig weer besef het, en vir almal net kan bemoedig, dat as jy regtig jou verhouding met die Here bou, no matter what happens, he will be there for you. Maak nie saak hoe jou storms is nie, en hy is altyd daar. En as ek gaan dink aan hierdie hijacking, besef ek ook, my dogter is nie ver van waar ek vandaan gery het, op Brits, in die koshuis, en ek sal juist my afspraak met my laaste kliënt gereël, daai Vrydagmiddag, dat ek haar sou gaan oplaai daarna. En so sy sou saam met my in die kar gewees het, maar sy het daai Woensdag siek geword en my man moes haar gaan haal het. So dit was so wonderlik om te besef dat die Here het verhoed dat sekere goed gebeur, en ek weet nie in alle omstandighede en alle krisisse gebeur het altyd soos wat ons wil hê nie, maar dis wat ek besef het, God het 'n plan gehad, hy het 'n groter plan hiermee gehad. En van die viervliegies af, wat ek verder gestap het in die pad, en op baie mense by jou gery het, en toe ek die bord sien, ek is by Atteridgeville, het ek soveel meer besef, maar ek stap in 'n gevaarzone, maar ek het nie vrees gehad nie, want ek het geweet wat God vir my gesê het, ek is jou lig en jou redder. En ek het by die eerste robot gekom, wat 'n T-aansluiting is, en ek het daar gaan sit om te kyk, miskien kan ek iemand stop wat verby ry, as ek hulle sien, en dan net asseblief om te stop, want ek soek net 'n selfoon, ek wil net heel eers vir my man en kinders bel, om hulle te waarsku. En ek het so 'n paar minute daar gesit, en dit was asof iets my gedring het, ek moet aanstap, en ek het so gekyk en besef, maar is nou verder in hierdie donker onbekende in, maar God het vir my gesê, stap, en ek het aangestap, en weet jy, die volgende dag, toe ons teruggaan na die area toe het ons gesien, dat by daai spesifieke robot, nie 20 meter verder, is 'n Shebeen gewees. So werklik besef ek weer eens, hoe God my gedryf het, en my gelei het, en ek het in daai, Uit die gevaarzone uit, altyd, en ek het in daai donker gaan stap, en dit was 'n baie ver pad, en ek het weer by 'n robot gekom, en daar het ek besef, nou gaan ek wag, en ek het vir lank gesit en wag, en kyk of daar nie iemand is nie, maar elke keer die robot groen slaan, dan ry die mense, daar het nooit rooi geslaan, dat iemand kom stop nie. En had 'n taxi uit Atteridgeville uitgery gekom, en daar het baie van hulle vir my getoet, en ek wou nie hulle stop nie. En die ene het gestoet, en ek het net kalmte gekry, en vir hom gewys is reg, en toe ek my vinger opsteek, kom hy nader oorgery, en toe ek hom toe stap, en ek kyk vir hom, toe sê ek net vir hom, ek is gehijack, kan hy asseblief help, ek soek net 'n selfoon. Daar staan ek net, my behoefte was net om te bel. Dit vir my, hy het nie geld op sy selfoon nie, maar klim in, hy sal my iewers heen vat, en ons sal gaan geld koop vir sy foon. En ek het met berusting ingeklim, daar was een vrou ook in die taxi, en soos wat ons aangery het sy haar foon vir my geleen, om my man en kinders te bel. En
van daar af het hy baie mense opgelaai en ons was op pad. Hy het gesê vir my man, hy sal ons kry in Marabastad. En by die taxi rank sal hy my daar aflaai, want hy mag nie van sy roete eintlik afgaan nie. Ja. En weet jy, ons het op 'n stadium gestop by 'n garage en hy het uitgeklim om petrol te betaal en hy's terug. En toe's van daar af verder, hy was dit net ek en hy in die taxi, nou soos op pad, blok van waar my man my sal kry. En hy draai om en hy gee vir my bottel water. En ek moet vir jou sê, daai gevoel, dit het gevoel soos manne uit die hemel uit. En dit was vir my amper oorweldigend om te glo, is iemand wat iets vir my doen. En ek kon dit nie glo nie, ek het gesê, dis vir my. En hierdie koue water was soos lafenis vir my siel gewees. En toe ons stop en my man toe nou kry, en ek klim uit en ek sê vir Jerry, sy naam was Jerry, sê Jerry, do you know that tonight you were an angel sent by God? Because I didn't pray for you, I only prayed for a cell phone, but God sent you with all the things that you've given me, the lift, the water, so you were sent. En Jerry het ons gebel van daar af elke dag vir 6 dae lank, elke dag om te hoor hoe gaan dit. So ek glo vertrou dat die Here het ook in sy lewe gewerk deur die hele proses. En dis my begeerte dat dit regtig so was. Iets wat ek ook wil noem, wat ek nie genoem het vroeër nie, was terwyl ek op my knieë gelê het en die man bo my gesit het en ons gery het, en dit het naderhand lank geraak, het ek daarin dan besluit om hulle te vergewe. Fantasties. Want vergifnis is vir my baie belangrik en ek het al die krag van vergifnis in my lewe ervaar en besef hoe belangrik dit is vir jou om vry te kom. En daar is dan net ook gebid dat die Here net, al is dit nie van daai dag nie, maar vorentoe en hierdie 2 hijackers se lewe sal manifesteer deur iemand op 'n manier. Ek moes vir hulle bid. Al was ek dan die instrument daai dag, al was dit daai dag my laaste dag. En weet jy, dit was vir my ongelooflik hoe ek toe by die taxi kom met 'n vriend van ons wat saam gery het. Saam met my man vir my agterna gesê dat toe daai taxi deur oopgaan wat hy gesien het. En dit was my fenomenaal om dit te gehoor het na die tyd. Hy het gesê dat hy 'n lig gesien wat hy nog nooit in sy lewe gesien het nie. Dit het soos klomp klein liggies gewees wat uit my uitgestraal het toe daai deur oopgaan. En dit was net weer eens 'n bevestiging van God se lig, God se beskerming. So weer eens, maak nie saak wat se storm jy in jou lewe deurgaan nie, hoe woes die storm is nie, of dit al is dit die laaste entjie van jou storm. Moet nooit moed verloor nie, vertrou altyd op God. Hou jou verhouding met hom, moenie jou verhouding met hom afskeep nie. Bou jou verhouding en hou moed in die woeste storm. Sjoe. Ek wil net hierdie skrif graag deel in Psalm 121 vers 5 tot 8. En dit is om julle ook te bemoedig daar buite wat self deur 'n kaping gegaan het en wat se omstandighede julle self moes ervaar het. Dit kan dalk wat ook al wees, kaping of 'n inbraak of waar jy ook gevange gehou was deur 'n persoon wat nie gered was nie. En daar waardeur jy moes gegaan het. Ek kan net hierdie skrif weer eens vir julle lees dat die Here is so almagtig en hy is so lief vir ons dat hy hierdie skrif vir ons gegee het dat ons in ons harte kan inplant. Dit is in Psalm 121 vers 5 tot 8 wat sê die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie. Die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. So ek wil julle net bemoedig vandag met die getuienis, dankie Renée, dat jy so bereid was om jou getuienis te deel, want ek weet, daar is iemand daar buitekant wat net daai bietjie hoop nodig het vandag om te hoor dat die Here vir jou gedoen het in jou lewe. Dat as hy jou kan beskerm in daai omstandighede waarin jy was, wat vir jou gewys het, daar is vir jou op daai oomblik het al gevoel daar's geen hoop nie. Dit is die einde van jou lewe. En hoe die Here net absoluut daai kalmte in jou hart gesit het en dat jy hoop het, dat jy hoop gehad het want jy het gefestig, jou oë was gefestig op hom en jy het geweet dis al hoop wat jy het. En so kan jy vir mense bemoedig vandag om te sê dat
daar is hoop. En is daar enige ietsie wat jy graag nog wil deel met iemand wat die Here op jou hart gelê het, wat jy uit hierdie hele omstandighede, uit hierdie hele ervaring waardeur jy gegaan het, wat bemoediging kan jy vir ons gee? Ek dink net die blote feit dat ek vandag hier sit op genade. Dat God se genade is groot en Absoluut. dat ons moet nooit daai hoop verloor en besef deur elke situasie se genade wat ons ontvang. Ek sit nie hier deur my eie werke nie. Nee. Ek sit hier deur 'n groot en almagtige God wat my beskerm het, my Papa, Vader in die hemel, wat my hand vasgehou het daai dag. En besef net, ons kan partymal kwaad word vir hom en ongelukkig raak oor hoe dinge gebeur. Maar wanneer ek sien net hoe sy Vaderhart afkyk, wanneer ons seer kry en ons pyn het en ons deur moeilike dinge gaan, hy is nog steeds daar. Ek sien hoe hy net sy hand om jou sit en probeer bewaar soveel as wat jy ook gaan toelaat, maar ons moet op bly vertrou. So dis regtig waar met genade, groot genade, en ek dank ons Vader dat ek vandag hier is en duidelik nog vir 'n doel op aarde. Absoluut, dis fantasties. Ek wil net graag vir iemand wat daar buite sit en wat na hierdie getuienis geluister het en jy gaan self deur so 'n situasie waardeur jy moes gegaan het in die verlede en jy voel hier in jou hart, Here, maar ek kan nie vergewe nie. Dit waardeur jy moes gegaan het was oorweldigend. Dit was 'n gebeurtenis wat geen mens vir jou kan beskryf nie. Ek wil net graag 'n gebed vir jou vandag doen en laat die Here net absoluut vrede in jou hart kan sit en dat jy kan ontslaa raak van daai las wat op jou skouer is. Ek wil net graag vir jou bid en Here, ek wil net graag hierdie mense op u wat hierna luister na hierdie getuienis net op u hart los, Here, en vra dat daai persoon wat nou net oopmaak hulle harte, Here, vir u en sê, Here, hier is ek kan nie meer hierdie las dra nie. Dit waardeur ek moes gegaan het, dit het my gebreek, dit het iets uit my hele lewe uitgesteel. Here, hoe kan ek daai mense vergewe? Vader, soos wat hulle hulle harte nou net oopmaak en uitstort na u toe, Vader. Here, wil ek vra dat u op hierdie oomblik net hulle sal aanraak. Dis al wat hulle nodig het, is die aanraking. Vader, dat hulle weet, u is daar om hulle te beskerm. U bewaar hulle. Vader, en raak hulle aan, dat hulle net 'n absolute kalmte sal ervaar in hulle lewe reg op hierdie oomblik. Vader, en liefde wat hulle nog nooit voorheen ervaar het nie. Dat hulle voel daai mense wat gesteel het van hulle, wat hulle lewe verwoes het. Ag Here, laat hulle net op daai oomblik dit net sal uitstort hulle uit, Vader. Laat dit net uit in lewe uit sal uitverdwyn, Vader. En dat hulle die kalmte van Jesus op hierdie oomblik sal ervaar. En dat hulle kan sê as hulle hier opstaan, ek is verlos. Ek is vry van dit wat die mense van my gesteel het. Die ding wat my gepla het, die las wat op my skouer was, die onvergewensgesindheid. Laat dit gaan. Jy sal voel die absolute kalmte wat jy sal ervaar as jy net nou van mense vryspreek en vrede in jou hart het. Ons bid dit in die naam van Jesus. Renai, baie dankie dat jy vandag hier by ons was en jou getuienis met ons gedeel het. Kan ons die mense vra om jou in kontak met jou te kom vir die dalk wat graag net hulle ervarings met jou wil deel en net 'n bietjie bemoediging woord nodig het, kan ons jou kontaknommer vir hulle gee? Meer as welkom. Baie dankie. So op ons stuur asseblief graag julle versoeking na Renai toe. Ons e-posadres sal nou hier verskyn en stuur graag vir ons julle kontaknommer as julle met haar in kontak wil kom. Stuur vir ons 'n e-pos en ons stuur graag haar kontakbesonderhede vir julle waar as julle net 'n woord van bemoediging nodig het of net met haar wil gesels oor julle ervarings en dit net 'n bietjie met haar wil deel. En dan wil ons ook vir julle vra asseblief as julle getuienisse het wat julle graag met ons wil deel, stuur graag julle getuienis na ons e-pos toe en ons saai dit met liefde uit. Ons wil graag hê die mense moet weet dat die Here doen nog steeds wonders tot vandag toe nog. En dan ons is opgewonde om ons volgende getuienis ook met julle te deel tot 'n volgende keer. Mooi bly en mag die Here julle seën in Jesus naam. Down by the river named Jordan, John baptized the anointed one. He cried, "Oh Lord, I'm not worthy." Jesus told him it had to be done. Down came the Spirit with a voice from heaven. This is my
sun.